Ok, ons gaan aan met die voorlesing van Sagaria vanaf hoofstuk 8. Belofte van heerlike seëning. En die woord van die Hemelse Vader van die leerskare het gekom en gesê: So spreek die Hemelse Vader van die leerskare. Ek ywer oor Sion met groot ywer. Ja, ek ywer met 'n groot grimmigheid daarvoor. So sê die Hemelse Vader: Ek keer terug na Sion en sal midde in Jerusalem woon. En Jerusalem sal genoem word die stad van trou en die berg van die Hemelse Vader van die leerskare. Die heilige berg, so sê die Hemelse Vader van die leerskare. Daar sal weer ou manne en ou vroue op die pleine van Jerusalem sit, elkeen met sy stok in sy hand vanweë die veelheid van hulle dae. En die pleine van die stad sal vol wees van seentjies en dogtertjies wat op die pleine daarvan speel. So sê die Hemelse Vader van die leerskare. As dit te wonderbaar is in die oë van die oorblyfsel van hierdie volk in die dae, sal dit ook in my oë te wonderbaar wees, spreek die Hemelse Vader van die leerskare. So sê die Hemelse Vader van die leerskare: Kyk, ek gaan my volk verlos uit die land van die ooste en uit die land van die weste, en hulle aanbring, en hulle sal midde in Jerusalem woon. Dan sal hulle vir my 'n volk wees, en ek sal vir hulle 'n God wees, in trou en geregtigheid. So sê die Hemelse Vader van die leerskare. Laat julle hande sterk wees, julle wat in hierdie dae sulke woorde gehoor het uit die mond van die profete, op die dag toe die fondamente gelê is van die huis van die Hemelse Vader van die leerskare, die tempel om gebou te word. Want voor hierdie dae het die mens geen loon getrek nie, ook vir die diere was daar geen loon nie, en vir die wat uit en ingaan, was daar weens die teestanders geen veiligheid nie. Want ek het al die mense die een teen die ander losgelaat. Maar nou sal ek vir die oorblyfsel van hierdie volk nie wees soos in vroeër dae nie, spreek die Hemelse Vader van die leerskare, want die saad van vrede, die wingerdstok, sal sy vrug gee, en die aarde sy opbrengs lewer, en die hemel sal sy dou skenk, en die oorblyfsel van hierdie volk sal al hierdie dinge laat beerwe. En soos julle 'n vloek gewees het onder die nasies, o huis van Juda en huis van Israel, so sal ek julle verlos, dat julle 'n seën kan wees. Wees nie bevrees nie, laat julle hande sterk wees. Want so sê die Hemelse Vader van die leerskare, soos ek my voorgenem het om julle kwaad aan te doen, toe julle vaders my vertoorn het, sê die Hemelse Vader van die leerskare, en ek daar geen berou van gehad het nie. So het ek my weer voorgenem om hierdie dae goed te doen aan Jerusalem en die huis van Juda. Wees nie bevrees nie. Dit is die dinge wat julle moet doen. Spreek die waarheid met mekaar, beoefen waarheid en regspraak van vrede in julle poorte, en julle moet nie mekaar se onheil in julle harte versin nie, en nie valse eed lief hê nie, want dit alles haat ek, spreek die Hemelse Vader. En die woord van die Hemelse Vader van die leerskare het tot my gekom en gesê: So sê die Hemelse Vader van die leerskare, die vasdag in die 4de en die vasdag in die 5de en die vasdag in die 7de en die vasdag in die 10de maand moet vir die huis van Juda vreugde en blydskap wees en vrolike feestydde, maar julle moet die waarheid en die vrede lief hê. So sê die Hemelse Vader van die leerskare, nog sal volke aankom en die inwoners van baie stede, en die inwoners van die een stad sal gaan na die ander en sê: Kom, laat ons heen gaan om die aangesig van die Hemelse Vader om genade te smeek en die Hemelse Vader van die leerskare te soek. Ek wil ook gaan, so sal dan baie volke en magtige nasies kom om die Hemelse Vader van die leerskare in Jerusalem te soek en die aangesig van die Hemelse Vader om genade te smeek. So sê die Hemelse Vader van die leerskare. In die dae sal 10 man uit al die tale van die nasies die slip van die Israelitiese man gryp en dit vashou en sê: Ons wil met julle saamgaan, want ons het gehoor dat God met julle is. Tot sover.
Okay, ons gaan aan met hoofstuk 9. Oordeel oor die verskillende volke. God spraak, die woord van die Hemelse Vader teen die land Hadrag, en op Damaskus bly dit rus, want die Hemelse Vader hou die oog op die mense en op al die stamme van Israel, en ook teen Hamat, wat daaraan grens, teen Tyrus, wat saam met Sidon, want hy is baie slim. Ja, Tyrus het hom 'n vesting gebou. Ook het hy silwer opgehoop, soos stof en goud, soos modder van die strate. Kyk, die Hemelse Vader sal hom in besit neem en sy skans in die see werp, en hy sal deur vuur verteer word. Askelon sal dit sien en vrees, ook Gaza, wat sal sidder van angs, ook Ekron, omdat sy toeverlaat teleurgestel het, en uit Gaza verdwyn die koning, en Askelon bly onbewoond. En die baster sal in Asdod woon, so sal ek dan aan die trotsheid van die Filistyne 'n einde maak, en ek sal die bloed uit sy mond verwyder, en sy verfoeisels tussen sy tande uit. So sal hy dan ook vir onse God oorbly, ja, wees soos 'n stamhoof van Juda, en Ekron soos 'n Jebusiet. En ek sal om my huis 'n laar trek teen die leermag, teen die wat heen en weer trek, sodat geen oorheerser hulle weer sal oorrompel nie, want nou het ek dit met my eie oë gesien. Die vrederyk van die Messias, vanaf vers 9. Verheug julle grootliks, o dogter van Sion, juig, o dogter van Jerusalem, kyk, jou koning kom na jou, regverdig en 'n oorwinnaar is hy, nederig en hy ry op 'n esel, op 'n jong esel, die vul van 'n eselin. En ek sal die strydwaans uit Efraim en die perde uit Jerusalem uitroei, en die strydboog sal vernietig word. Dan sal hy aan die nasies vrede verkondig, en sy heerskappy sal wees van die see tot see, en van die Eufraat tot aan die eindes van die aarde. Ook sal ek wat jou betref, o Sion, kragtens die bloed van jou verbond, jou gevangenes loslaat uit die put sonder water. Keer terug na die vesting, o hoopvolle gevangenes, ook kondig ek vandag aan dat ek jou dubbel sal vergoed. Want ek span Juda vir my as 'n boog, lê Efraim as 'n pyl daarop, en ek vuur jou seuns, o Sion, aan teen jou seuns, o Javan, en ek maak jou soos die swaard van 'n held. Dan sal die Hemelse Vader oor hulle verskyn, en soos weerlig sal sy pyl uitskiet, en die Hemelse Vader sal met 'n basuin blaas en intrek met die storms uit die suide. Die Hemelse Vader van die leerskare sal hulle beskud, en hulle sal verslind, ja, slingerstene vertrap. Ook sal hulle drink en gedruis maak soos deur wyn, en vol wees soos die offerramme, soos die hoeke van 'n altaar. En die Hemelse Vader, hulle God, sal hulle in die dag verlos as 'n kudde wat sy volk is, want hulle is kroongesteentes wat hulle skitterend verhef oor sy land. Want hoe groot is hulle voortreffelik en hoe groot hulle skoonheid. Die koring laat jong manne en die mos jong dogters groei. Tot sover. OK, ons gaan aan met hoofstuk 10. 'n heerlike toesegging aan Israel. Bid tot die Hemelse Vader om reën in die tyd van laatreëns. Die Hemelse Vader maak die weerligte, en hy sal aan hulle stortreën gee, plante op die veld aan ieder een. Want die huisgode spreek bedrog, en die waarseers sien leuns en verkondig nietige drome. Hulle troos met wind, daarom het hulle weggeswerwe soos 'n kudde. Hulle verkeer in verdrukking, omdat daar geen herder is nie. Teen die herders het my toorn ontvlam, en oor die voorbokke sal ek besoeking bring, want die Hemelse Vader van die leerskare gee ag op sy kudde, op die huis van Juda, en maak hulle tot sy pragtige perd in die stryd. Uit hom sal die hoeksteen, uit hom die muurpen,
uit hom die strydboog, uit hom die heersers, almal saam uitgaan, en hulle sal wees soos helde, wat in die oorlog die modder van die strate vertrap, en hulle sal veg, want die Hemelse Vader is met hulle, en die ruiters sal beskaamd uitkom, en ek sal die huis van Juda sterk maak, en aan die huis van Josef hulp verleen, en hulle 'n woonplek aanwys, want ek ontferm my oor hulle, en hulle sal wees asof ek hulle nie verwerp het nie, want ek is die Hemelse Vader, hulle God, en ek sal hulle verhoor, en Efraim sal wees soos 'n held, en hulle hart sal vrolik wees soos deur wyn, en hulle kinders sal dit sien, en hulle verbly, hulle hart sal juig in die Hemelse Vader. Ek wil vir hulle vleit en hulle vergader, want ek het hulle losgekoop, en hulle sal net so talryk wees soos tevore, en ek sal hulle saai onder die volke, en in die verafgeleë streke sal hulle aan my dink, en hulle sal saam met hulle kinders in die lewe bly, en terugkom, en ek sal hulle terugbring na Egipte land, en uit Assur hulle vergader, en hulle na die land Gilead en die Libanon bring, maar dit sal vir hulle nie voldoende wees nie, en hy sal deur die see van benoudheid trek, en die golwe in die see slaan, en al die dieptes van die Nyl sal opdroog, ook sal die trotsheid van Assirië neergewerp word, en die scepter van Egipte land wyk, en ek sal hulle sterk maak in die Hemelse Vader, en hulle sal in sy naam wandel, spreek die Hemelse Vader. Tot sover. Ok, ons gaan aan met hoofstuk 11. Open jou deure, o Libanon, sodat vuur jou sederbome verteer. Huil, o sipresse, omdat die seder geval het, omdat die pragtige bome verwoes is. Huil, elke van Basan, omdat die ontoeganklike woud afgekap is. Hoor die gejammer van die herders, want hulle heerlikheid is verwoes. Hoor die geknor van die jong leeu's, want hulle pronkbosse van die Jordaan is verwoes. Die goeie en die slegte herder, vanaf vers 4. So sê die Hemelse Vader, my God, wie is 'n herder van die slagskape? Hulle kopers maak hulle dood, sonder om skuldig te voel. Hulle verkopers sê, geloofd sy die Hemelse Vader, ek word ryk, en hulle herders het geen middelyne met hulle nie, want ek sal met die inwoners van die land geen middelyne meer hê nie, spreek die Hemelse Vader. Maar kyk, ek gaan die mense oorlewer, elkeen in die hand van sy naaste, en in die hand van sy koning, en hulle sal die land verwoes, en ek sal uit hulle hand nie red nie, en ek sal die slagskape, waarlik elendige skape, opgepas, en ek het vir hulle 2 stawwe geneem. Die een het ek genoem lieflikheid, en die ander het ek genoem samebinding, en ek het die skape opgepas. Ek het 3 herders in 1 maand vernietig, toe het my siel ongeduldig geword oor hulle, terwyl hulle siel ook van my afkerig geword het. Daarop het ek gesê, ek wil julle nie meer oppas nie, want wat sterwend is, laat sterwe, en wat verlore gaan, laat verlore wees, en laat die wat oorbly mekaar se vleis verslind. Toe het ek my staf lieflikheid geneem en dit verbreek, om my verbond wat ek met al die volke gesluit het, te verbreek. En ek het op die dag verbreek, en so het die elendiges onder die skape, wat op my ag gegee het, bemerk dat dit 'n woord van die Hemelse Vader was. Daarop sê ek vir hulle, as dit goed is in julle oë, gee dan my loon, en so nie, laat dit dan staan. Toe het hulle my loon afgeweeg, 30 sikels silwer. Hierop sê die Hemelse Vader vir my, gooi dit vir die pottebakker, die heerlike prys waarmee ek deur hulle gewaardeer is, en ek het die 30 sikels silwers geneem, en dit in die huis van die Hemelse Vader vir die pottebakker gegooi. Toe het ek my tweede staf saamgebring, verbreek, om die broederskap tussen Juda en Israel te verbreek. Daarop sê die Hemelse Vader vir my, neem weer vir jou die gereedskap van 'n herder, van 'n dwaase,
Want kyk, ek sal 'n herder verwek in die land. Na wat verlore is, sal hy nie omkyk nie. Wat verstrooi is, nie opsoek nie. En wat gebroke is, nie genees nie. En wat nog regop staan, nie versorg nie. Maar die vleis van die vetes sal hy eet, en selfs hulle kloue afruk. Wee die slegte herder, wat die skape in die steek laat, mag die swaard sy arm tref, en sy regteroog mag sy arm heeltemal verdor, en sy regteroog heeltemal verduister word. Tot sover. Okay, ons gaan aan met hoofstuk 12. Heil en seën vir die volk van die Hemelse Vader in die verre toekoms. Vanaf hoofstuk 12. Die woord van die Hemelse Vader oor Israel. Die Hemelse Vader spreek, wat die hemele uitsprei en die aarde grondves, en die gees van die mens in sy binneste formeer. Kyk, ek maak Jerusalem vir al die volke rondom tot 'n beker van bedwelming, en ook teen Juda sal dit wees tydens die belering teen Jerusalem. En in die dag maak ek Jerusalem tot 'n baie swaar klip vir al die volke. Elkeen wat dit optel, sal hom daarmee sekerlik seermaak. En al die nasies van die aarde sal daarteen vergader word. In die dag, spreek die Hemelse Vader, sal ek al die perde met verwarring slaan, en hulle ruiters met waansin. Maar oor die huis van Juda sal ek my oë ophou, terwyl ek al die perde van die volke met blindheid slaan. Dan sal die stamhoofde van Juda in hulle harte sê, die inwoners van Jerusalem is vir my 'n sterkte deur die Hemelse Vader van die leerskare, hulle God. In die dag sal ek die stamhoofde van Juda maak soos 'n pan met vuur onder 'n hoop hout, en soos 'n brandende fakkel onder die gerwe. Hulle sal regs en links al die volke rondom verteer, maar Jerusalem sal nog bewoond wees op sy plek in Jerusalem. En die Hemelse Vader sal eers die tente van Juda verlos, sodat die roem van die huis van Dawid en die roem van die inwoners van Jerusalem, die van Juda, nie sal oortref nie. En in die dag sal die Hemelse Vader die inwoners van Jerusalem rondom beskud, en die struikelende onder hulle sal in die dag wees soos Dawid, en die huis van Dawid soos 'n hemelse wese, soos die engel van die Hemelse Vader voor hulle uit. Ook sal ek in die dag daarna soek om al die nasies wat teen Jerusalem aangekom het te verdelg, maar oor die huis van Dawid en oor die inwoners van Jerusalem sal ek uitgiet die gees van genade en smeking, en hulle sal opsien na my vir wie hulle deurboor het, en hulle sal oor hom rou klaag, soos 'n mens rou klaag oor 'n enigste seun, en bitterlik oor hom ween, soos 'n mens bitterlik ween oor 'n eersgeborene kind. In die dag sal die rouklaag groot wees in Jerusalem, soos die rouklaag van Hadad Rimon in die laagte van Megiddo. En in die land sal rouklaag by geslagte, elke geslag afsonderlik, die geslag van die huis van Dawid afsonderlik, en hulle vroue afsonderlik, die geslag van die huis van Nathan afsonderlik, en hulle vroue afsonderlik, en die geslag van die huis van Levi afsonderlik, en hulle vroue afsonderlik, die geslag van Simei afsonderlik, en hulle vroue afsonderlik. Al die ander geslagte, elke geslag afsonderlik, en hulle vroue afsonderlik. Tot sover. Okay, ons gaan aan met hoofstuk 13. Die volk van die Hemelse Vader word gereinig. In die dag sal daar geopende fonteine wees vir die huis van Dawid, en vir die inwoners van Jerusalem teen sonde en onreinheid. En in die dag, spreek die Hemelse Vader van die leerskare, sal ek die name van die afgode uit die land uitroei, sodat aan hulle nie meer gedink sal word nie, en ook die profete en die onreine gees sal ek uit die land laat wegtrek. En as iemand nog wil profeteer, sal sy vader en sy moeder wat hom verwek het, vir hom sê, jy mag nie langer lewe nie, want jy het leuns in die naam van die Hemelse Vader verkondig, en sy vader en sy moeder wat hom verwek het, sal hom deurboor as hy wil profeteer. En in die dag sal elkeen van die profete, as hy profeteer, hom skaam oor sy gesig, en hulle sal die harige mantel nie aantrek om te lieg nie.
Maar hy sal sê, ek is geen profeet nie, ek is 'n man wat die grond bewerk, want iemand het my van my jeug af as 'n slaaf gekoop. En as iemand vir hom sê, watter wonde is daardie tussen jou hande, dan sal hy antwoord, so is ek geslaan in die huis van my vriende. Ontwaak, o swaard, teen my herder, en teen die man wat my metgesel is, spreek die hemelse Vader van die leerskare. Slaan die herder sodat die skape verstrooi word, en ek sal my hand weer uitstrek oor die geringes. En in die ganse land spreek die hemelse Vader, 2/3 sal daaraan uitgeroei word, sal sterwe, maar 1/3 daarin oorbly. Dan sal ek 1/3 deel in die vuur bring, en hulle smelt soos 'n mens silwer smelt, en hulle toets soos 'n mens goud toets. Hulle sal my naam aanroep, en ek sal hulle verhoor. Ek sê, dit is my volk, en hulle sal sê, die hemelse Vader, my God. Tot sover. Okay, ons gaan aan met hoofstuk 14. Die eindstryd van die godsryk word met heerlike oorwinning bekroon. Kyk, daar kom 'n dag vir die hemelse Vader, dan sal wat van jou buitgemaak is, binne in jou verdeel word, o Jerusalem, want ek sal al die nasies versamel om oorlog te voer teen Jerusalem, en die stad sal ingeneem, en die huise geplunder, en die vroue onteer word, en die helfte van die stad sal uitgaan in ballingskap, maar die oorige deel van die bevolking sal nie uit die stad uitgeroei word nie. En die hemelse Vader sal uittrek en die stryd voer teen die nasies soos op die dag van sy stryd, die dag van oorlog. En in die dag sal sy voete staan op die Olyfberg wat voor Jerusalem lê, aan die ooste kant, en die Olyfberg sal middeldeur gesplyt word van oos na wes tot 'n baie groot dal, en die een helfte van die berg sal wegwyk na die noorde, en die ander helfte na die suide, en julle sal vlug in die dal van my berge, want die dal van die berge sal loop tot by Asal, en julle sal vlug soos julle gevlug het vir die aardbewing in die dae van Usai, die koning van Juda. Dan sal die hemelse Vader my God kom, al die heiliges met u, en in die dag sal daar geen lig wees nie, die sterre sal duister wees, en dit sal 'n enige dag wees wat aan die hemelse Vader bekend is. Geen dag en geen nag nie, maar teen die aand sal dit lig word, en in die dag sal daar lewende waters uit Jerusalem uitvloei, die een helfte daarvan na die oostelike, en die ander helfte daarvan na die westelike see. Somer en die winter sal dit so wees. En die hemelse Vader sal koning wees oor die hele aarde. In die dag sal die hemelse Vader een wees, en sy naam een. Die hele land sal soos die vlakte word, van Geba tot by Rimon, suid van Jerusalem, maar Jerusalem self sal hoog wees, en woon op sy plek van die poort van Benjamin, af tot by die plek van die vorige poort, tot by die hoekpoort, en van die toring van Hanel, tot by die paarskype van die koning. En hulle sal daarin woon, en daar sal geen banvloek meer wees nie, en Jerusalem sal in veiligheid woon. En dit sal 'n plaag wees waarmee die hemelse Vader al die volke sal tref, wat opgetrek het om teen Jerusalem te verg. Hy sal hulle vlees laat wegteer, terwyl hulle nog op hulle voete staan, en hulle oë sal wegteer in hulle holtes, en hulle tong wegteer in hulle mond. En in die dag sal groot verwarring van die hemelse Vader onder hulle kom, sodat die een die hand van die ander sal gryp, en die hand van die een om hom sal verhef teen die hand van die ander. En Judas sal ook in Jerusalem veg, en die rykdom van al die nasies is rondom sal ingesamel word, goud en silwer en klere, 'n groot hoeveelheid. En soos hierdie plaag is, sal die plaag wees van die perde, die myle, die kamele, die esels, en van al die diere wat in daardie laars is. En almal wat oorbly uit al die nasies wat teen Jerusalem aangekom het, sal jaar na jaar optrek om te aanbid voor die koning, die hemelse Vader van die leerskare,
en om die hittefees te vier. En wie uit die geslagte van die aarde nie na Jerusalem optrek, om voor die koning, die hemelse Vader van die leerskare te aanbid nie, hulle sal geen reën kry nie. En as die geslag van Egipte nie optrek en nie kom nie, op wie geen reën sal val nie, dan sal tog die plaag hulle tref, waarmee die hemelse Vader die nasies tref, wat nie opgaan om die hittefees te vier nie. Dit sal die straf van Egipte wees, en die straf van al die nasies wat nie optrek om die hittefees te vier nie. En in die dag sal op die klokke van die perde staan, heilig aan die hemelse Vader, en die potte in die huis van die hemelse Vader sal wees soos die komme voor die altaar. Ja, al die potte in Jerusalem en Juda sal aan die hemelse Vader van die leerskare heilig wees, en almal wat wil offer, sal kom en daarvan neem en daarin kook, en in die dag sal daar geen kanneniet in die huis van die hemelse Vader van die leerskare meer wees nie. Tot sover. Is die einde van Sagaria, ook 'n belangrike een. Die volgende een sal nou Maleagi wees. Okay, julle.